Ek is Clemens Senekal, voorsitter van die Jongboer Komitee van TLI Suid-Afrika of TLI SA. Ek wil net graag dankie sê vir almal wat bywoon aan ons konferensie, ons Jongboer konferensie hierdie jaar. Ons tema vir die jaar is om kweek 'n sterk gees, die denkwyse vir die moderne boer. So ons idee is om jong boere te betrek en nuwe boere te trek in TLI in georganiseerde landbou en bewusmaking te skep en bietjie idees te uit te ruil en sodoende dit op jou eie boerdery en jou eie praktyk te gaan gebruik en kyk of jy ander denkwyse bietjie kan ontwikkel. Maar ek wil eers begin met 'n paar verwelkomings en aankondigings. Dan verwelkomings het ons 'n paar eregaste, ons borge, ons media, al ons jongboerlede en dan elke komiteelid, almal wat geregistreer het en hierso is vandag. Eregaste gaan ek net 'n paar uitnoem. Alex van Rooyen vir 'n Prairie Projects, CD van Rede van Boeremark bestuurder, Tammy Breed van die Vryheidsfront Plus, Christo Bester van Sakeliga, Gerard Papenfoes van IASA en Dirk Skooman van LWO. Die media het ons redelik baie pro-agri, kyk net The Citizen, Marula Media Focus, Agri News, Age, Farmers Weekly, Independent News, Grond tot Mond, The Dairy Mall. Die transmitter is hier onder, so moet hom op die bokant vashou. So, ekskuus. Plaas Media, dis 'n quote van Boer Media. En dan borge wat ons ook almal genoem, die Solidariteit Beweging, SAPO, Santam Agri, Ubaru, NWK, Helpende Hand, Laveld Agrochem, Vleis Sentraal, Dampro, PIC, Afgri, LWO en Afriwet. So baie dankie aan al die borge wat hierdie dag vir ons moontlik maak, dat ons hierdie kennis wat ons het en goed bietjie kan uitruil met die jonger boere. En wat ons ook kan huis toe vat is, ons is besig om 'n opdrag uit te voer. En ons moet ons boerderye opdra aan die Here en dan sal ons suksesvol daar uitkom. Volgende het ons vir Jaco Selee wat vir ons die denkwyse bietjie gaan gee, hoekom betrokke raak, hoe werk TLI, hoe werk georganiseerde landbou. So, ek gaan net om vir Jaco hier voorstel. Hy is gebore in 1988, AG Visser Hospitaal in Heidelberg in Transvaal. Het gematrikuleer in 2006 aan Hoërskool Dr. Malan in Meyerton. Vanaf 2006 tot 2014 werk hy op plase as voorman vir verskillende melkerye. In 2014 begin hy geskiedenis studeer aan die NWI en voltooi 'n graad in 2018. In hierdie tyd werk hy as onderwyser, waar hy Afrikaans vir graad 8 en 9 leerders van 'n Engelse skool in vereniging. Voltooi sy honeursgraad in geskiedenis in 2021, tussen 2019 en 2021 word hy besturende redakteur van Pro-Agri Media. Vanaf 2021 tot 2024 is hy deel van die bestuurspan van die Voortrekker Monument, FHK en Erfenis Stichting en dien hy in hierdie tyd op vele rade en kultuurorganisasies. Tussen 2019 en 2024 werk hy sporadies as deeltydse dosent in geskiedenis vir die Vaal Driehoek en Mahikeng kampus op NWI, waar klasse aangebied word vir eerstejaars en tweedejaars studente. Vanjaar begin hy met sy meestersgraad in geskiedenis, wat gaan fokus op die geskiedenis van grondbesit in Suid-Afrika. Ek word in Februarie verkies as die voorsitter van TLI se herstigte onderwys en kultuurkomitee en hy sluit weer aan by Pro-Agri Media span as inhoudsredakteur. Dankie Jaco.
Baie dankie Clemens. Goeiemôre almal. Baie dankie vir die geleentheid. Dit is regtig waar vir my 'n groot voorreg om hier te kan wees en om vanoggend met julle te kan kom gesels. So die denkwyse vir betrokke raak en hoekom TLISA en hoe werk georganiseerde landbou, dis nou nogal 'n mondvol dinge om oor te praat. Maar ek dink voor ons daarby kom, wil ek net eers graag vir julle 'n storie vertel oor fokus. Want ek dink dis wat ons almal nodig het en julle studente wat daar bo sit sal verstaan, julle dosente sê gereeld vir julle om te fokus. Nou, toe ek op skool was en ek het nou eintlik al klaar te veel verklap, die ding word vandag uitgesaai, hier is baie media, so ek gaan nie spesifieke name noem nie. Maar toe ek op skool was ek gelukkig genoeg om op veldskool te kon gaan in graad 9, standaard 7, en hierdie veldskool was vir my ongelooflik lekker, is seker een van die lekkerste kampe wat 'n mens op hoërskool kan bywoon. Maar deel van veldskool natuurlik is nou die hindernisbane. En ja, 'n hindernisbaan vir 'n ou, julle moet verstaan, ek het nie hierdie dadbod gekry toe ek 'n pa geword het nie. Dit is 'n leeftydse toewyding aan ongesond eet wat jou so laat lyk. So op skool al was ek nou nie die fikste of die mees atletiese ou nie. En deel van hierdie hindernisbaan was dat ons tussen 4 bome oor kabels moes loop wat tussen hierdie bome gespan is. Die kabel is seker so amper 1 meter van die grond afgespan. En hoe dit werk is, jy wag vir jou spanmaat om van daai punt van die kabel tot by jou te loop en dan moet jy opklim en jy en jou spanmaat moet nou by mekaar verby en dan kan jy nou aangaan na die volgende een toe en die span wat nou eerste deur al 4 punte is, wen dan nou op die ou einde. Nou, soos die noodlot dit wil hê, is een van die mooiste meisies in die skool. En dis nou hier waar ek nie gaan name noem nie, kom ons sê nou maar net Annetjie. Sy is toe nou die spanmaat wat na my toe moet loop en by wie ek toe nou moet oorneem. Nou moet julle ook verstaan, 'n graad 9 kind trap spore soos 'n mens, veral 'n seun, maar hy is eintlik net een bondel groot hormone, hy is nie 'n mens nie. So toe Annetjie nou van voor af aankom en ek moet nou op hierdie kabel by haar verby, het julle enige idee hoe naby is jy aan 'n mens as julle op dieselfde kabel moet staan en voor mekaar moet verbyskuur? Julle en Annetjie was regtig, sy het genoeg van alles op die regte plekke gehad, welbedeeld, pragtige mens. Nou moet sy hier voor my verby op die kabel en ek moet aan die kant toe aangaan. En toe sy by my verbykom, is my fokus totaal en al weg. Van koördinasie af, van balans af, van enige iets af waarmee ek myself op baie oomblik moet besig hou en my fokus en aandag is totaal afgetrek. Kort en die lank van die storie is, toe sy nou verby is, ek moet dit sê, ek is darm 'n gentleman, ek het gewag het sy van die kabel afklim. En toe sy af is en ek moet nou weer my balans en alles probeer terugkry, toe gly my voete onder my uit op daai kabel en ek val, maar eers op my boude op die kabel en hy skiet my. En ek val aan die stof, maar ek val uit die aarde dreun, daar daal so stilte oor daai groep kinders neer. Nou in elk geval, hoekom vertel ek hierdie storie vir julle? As jou fokus moet op die regte plek wees om jou op die regte koers en op die regte spoor te hou. En dit is in vandag se boerderylewe baie makliker gesê as gedaan. Julle wat jong boere is, wat graag die landboumark wil betree, ek wil graag vir jou vra, waar dink jy, waar moet jou fokus lê? Julle weet, ons het in ons generasie, ons geslag mense kom deur snaakse tye, ons kom deur groot politieke veranderings in Suid-Afrika, ons kom deur 'n COVID-tyd, en ek dink wat daai tydperk gedoen het, is hy die fokus van die wêreld herstel, en mense kon skielik agterkom, ons kan sonder kunstenaars oor die weg kom. Ons kan sonder sportbyeenkomste en sporthelde en groot sportstadions en daai goed kan ons oor die weg kom. Ons kan oor die weg kom op 'n ander nuwe manier van skool gaan. Maar waarmee ons nie oor die weg kan kom nie en waarmee die land se ekonomie nie sonder oor die weg kan kom nie, is landbou. Landbou is die ruggraat van die Suid-Afrikaanse ekonomie. En jy wat die landboumark wil betree, wat die plekke gaan moet volstaan van die huidige boere, gaan die ruggraat van die land se ekonomie word. So waar moet jou fokus lê? Jou fokus moet lê om suksesvol te boer, sodat die land suksesvol kan wees.
Nou, hoekom georganiseerde landbou? Wat beteken georganiseerde landbou? Die konsep is eintlik redelik eenvoudig. Dit gaan oor 'n gemeenskapsdenkwyse, dit gaan oor 'n samewerkende denkwyse. Dit gaan daaroor dat jy nie alleen hoef te staan teen die goed wat jou gaan uitdaag nie. En glo my, daar gaan baie wees. Ek weet nie, die studente moet my dalk reg help, maar het julle ouens op Tuks Landbou, het julle 'n kurrikulum of 'n module wat julle loop wat spesifiek handel oor wetgewing? Watse wette is van jou op toepassing as boer? Nou, ek het so vinnig vir Chat gevra. Chat is baie slim. Ek het so vinnig vir Chat gevra om vir my 'n lys van wetgewings uit te spoeg wat betrekking het op landbou vandag en wat betrekking het op boerdery vandag. En toe stuur hy vir my so 'n lysie, toe sê ek vir hom, nee, Chat, jy het vergeet, daar's die ene en daai ene en daai ene. En hy stuur toe vir my die volgende lys terug. En julle besef, daar's oor die 40 verskillende wette wat geskryf is, spesifiek gemik en gefokus op jou. Ek gaan nou nie die hele lys vir julle lees nie, maar net so kortliks in 'n opsomming. As dit kom by grond en grondeienaarskap is daar 6 verskillende wette. As dit kom by omgewingsbestuurswette is daar ook 6. Agricultural Production and Marketing Laws is daar 5. Dieregesondheidswetgewing, daar's 4 verskillendes. Conservation and Natural Resource Laws is daar 2. Labor and Employment Laws, 5. Food Safety and Public Health, 3. Geneties gemodifiseerde organismes of GMO wetgewing is daar 1. En dan die wetgewing op kunsmis en onkruiddoders en plaagdoders en daai tipe goed is daar 2. En ek glo nie dis alles nie. Ek dink daar's nog. Ek het daai lys vir Prof Andries aangestuur en ek en hy is besig om te gesels oor die uitbreiding daarvan en om dat 'n mens net 'n gedagte kan kry van aan watse wetgewing moet jy als voldoen as jy 'n boer wil wees. So hoe gaan dit nie jou fokus beïnvloed nie? Nou waarom TLI? Of die voordele, kom ons begin eers by die voordele van betrokkenheid by georganiseerde landbou. Is aan die een kant gee dit regs- en beleidsbeskerming waar boere se regte op 'n nasionale vlak verteenwoordig en beskerm word. Dit gee toegang tot verdere opleiding en ontwikkeling deur die netwerke van mense wat betrokke is daarbey. En dan werk 'n mens nou verder met netwerkmiddele en ondersteuning, bemarking en handelsgeleenthede. En net op daai punte kan ek vir julle sê in die afgelope jaar wat TLI SA, die suksesse wat hulle behaal het, hulle het die handves uitgebring vir die beskerming van privaat eiendomsreg wat tydens ons kongres verlede jaar deur al die mense wat daar was onderteken het of deur 'n groot gedeelte daarvan. Daar was verlede jaar het TLI SA kundigheidsopname onder hulle lede gedoen. Want hoe die lidmaatskapstruktuur werk is, dis nie net boere nie. 'n Tyd gelede het TLI se bestuur besluit, hulle gaan vriende van TLI SA begin werf, en dit is mense wat nie noodwendig direk by landbou betrokke is nie, maar hulle wil graag TLI ondersteun. Want jy as boer moet ook besef dat die ou wat op die dorp bly is jou grootste mark. Hy is die verbruiker. Dis vir wie jy produseer. So hoekom is daar nie 'n plek vir hom in georganiseerde landbou nie? En oom Benny hulle en die span by TLI SA daai behoefte aangespreek. So daar is 'n kundigheidsopname uitgestuur en onder die lede gedoen, en die antwoorde wat, of die vraag, eerste plek wat gevra is waar lê jou kundigheidsvelde, wat se kwalifikasies het jy, al daai tipe van dinge. En ek dink een van die belangrike vrae wat daarop gevra is sal jy bereid wees om jou kundigheid gratis beskikbaar te stel om landbou in Suid-Afrika te kan bevorder? As ek reg onthou, sal meer as 100 antwoorde gewees, en van hulle almal was daar net 2 wat gesê het nee. Die res het almal gesê ja, ons help graag. Nou wie is hierdie mense? Dis ingenieurs, dis dokters, dis onderwysers, dis ouens wat in konstruksie betrokke is, dis prokureurs, regsgeleerdes. So dis regtig die kundigheidsveld waaraan jy blootgestel gaan word en waartoe jy toegang het, is van ongelooflike waarde.
TLESA het ook inspraak op nasionale vlak deur toegang tot die minister van Landbou, John Steenhuisen. Interessant genoeg, kyk 'n bietjie na wat in die afgelope maand of 2 gebeur het. John Steenhuisen het homself uitgespreek teen SAI. Daai berig geplaas waar hy gesê het not my advisor. Hy het homself uitgespreek teen Agri SA, waar hy ook gesê het not my advisor. Dis ongelukkig, dis hartseer, dis moeilike verhoudings, maar hy het dit nie gesê oor TLESA nie. Beteken dit ons stem 100% saam met alles wat die minister doen en sê? Natuurlik nie. Maar 'n mens pas die verhouding op en jy sorg dat jy daai invloed kan hê, dat daar 'n oop deur is vir jou sodat jy jou lede se boodskap op die hoogste moontlike vlak kan indra. Tweedens, TLESA se betrokkenheid by die polisie. Veiligheid is 'n bitter groot kwessie binne landbou en daar buite nou vir die streke wat op hulle vlakke, die streekverteenwoordigers en voorsitters wat op hulle vlakke op die polisie se streekskomitees en daai tipe goeders is daar ook 'n lid van TLESA se bestuurspan wat op die nasionale landelike veiligheidsprioriteitskomitee as ook die SAPD se koördineringskomitee dien, waar probleme binne die Suid-Afrikaanse polisiediens op die hoogste vlak aangespreek kan word. So hierdie organisasie gee regtig vir jou toegang tot middele wat 'n reuse verskil gaan maak in jou boerdery. En om jou te help om jou fokus te hou waar dit behoort te wees, en dit is by produksie en om suksesvol te kan boer. So hoe kan jy as jong boer betrokke raak? En ek dink hierdie is die belangrikste deel en dis jou deel in hierdie prentjie. Waar kan jy inskakel? En ek weet nie hoeveel van julle het al teespoed langs die pad gehad waar jy jou kar of die lorry of die trekker of waarmee jy ook al ry breek en jy vind redelik vinnig en maklik uit wat die fout is en jy weet presies hoe om die fout reg te maak, maar jou probleem is jou gereedskapskas of jou toolbox lê nog in die stoor by die huis en jy is nie nou by hom nie. Nou, om 'n lid te word van TLESA en om nie betrokke te raak by sy strukture nie is presies dit. Jy het al hierdie goed tot jou beskikking, maar as jy nie aktief deelneem en betrokke raak by die strukture en jou hand opsteek en help waar jy kan, en op die komitees dien en jou kundigheid daar deel, dan help dit jou eintlik absoluut niks. So, ek dink die eerste stap is sluit aan, word 'n lid. En dan baie belangrik is, neem deel aan die forums en werksessies en komitees en die goed wat gereël word. Bly op hoogte van wat aangaan en wat TLESA aanbied. Jy bou verhoudings met die boere rondom jou en jy motiveer hulle om ook 'n lid te word en om ook deel te word. En op die einde van die dag vorm julle 'n baie sterk gemeenskap. Julle as jong boere is die toekoms van landbou in Suid-Afrika en ek het dit al gesê en ek wil ook vir julle 'n kompliment gee en sê dankie vir dit wat julle doen. Dankie dat julle swat. 'n Mens besef boerdery vandag is nie net 'n beroep nie, dis 'n roeping. Dis 'n kulturele aktiwiteit soveel as wat dit 'n ekonomiese aktiwiteit is. Maar deur betrokke te raak by georganiseerde landbou en 'n denkwyse van samewerking en volhoubaarheid aan te neem, verseker ons dat ons nie net 'n toekoms het nie, maar 'n toekoms kan bou waarop die volgende generasies en die mense wat na julle gaan kom ook op kan voortbou. So laat ons saam staan, saam boer, saam werk en mekaar ondersteun en sorg dat ons stemme gehoor word. Dit maak 'n verskil. Baie dankie. So, baie dankie Jaco. Ek dink die mens kan dit genoeg beklemtoon hoe betrokkenheid en hoe belangrik betrokkenheid is nie. So baie dankie Jaco en hooplik 'n paar ore wat geluister het en ons kan mense betrokke kry in georganiseerde landbou in.